Dit is my heerlik om vir jou te groet in die naam van Jesus Christus op hierdie pragtige dag wat ek en jy die hand van die Here ontvang. Wat 'n voorreg, broeder en suster, om die lewende God te ken, sy kinders te wees en sy woord in die hand te mag hê. Vanmôre is die Here weer eens besig vanuit die boek Openbaring om ons toe te rus. En ons is nog besig met ons reeks. Vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 19 vers 11 tot 21. Ek is Dominee Adriaan Swart. Toe het ek gesien, die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe, wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree, wat met bloed deurweek was, en sy naam is die Woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n naam geskrywe, die Koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg, gesê: Kom by mekaar vir die groot feesmaal wat God gereed gemaak het. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges, en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerlei mense, vryes en slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die vals profeet, wat die wondertekens van die dier gedoen en daarmee die mense mislei het, wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi, wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard, wat uitgaan uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Johannes, broeder en suster, het in hierdie visioen van hom die oop hemel gesien. Daar was 'n wit perd, en sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Hierdie ruiter op die wit perd dui op Jesus Christus self, die Lam van God, wat die opperheerser en oorwinnaar is. Hy's 'n magtige ruiter op 'n wit perd. En as regter het hy die autoriteit om te oordeel oor die sonde en goddeloosheid. Met sy eerste koms het Jesus Christus na die aarde toe gekom om genade en vergifnis te bring. Maar met sy tweede koms sal hy oordeel bring vir die wat dit nie wou aanvaar nie. Saam met Jesus op die wit perd was daar 'n groot leerskare ander engele met wit perde wat saam sy leer gevorm het. Hulle het opgetrek teen al die konings van die aarde, die bose magte, die bose geeste, die antichrist en die hele goddelose wêreld het opgetrek vir 'n oorlog teen Jesus en sy magtige engele. Ons sien dat hierdie ruiter, Jesus Christus op die wit perd, sy klere met bloed deurweek is. Dis nie sy eie bloed nie, maar die van die
oorwonne vyand, die goddelose magte. Die naam koning van die konings en Here van die heersers is 'n aanduiding van God se heerskappy. Die mense wat die anti-kris aanbid, glo dat hy al die mag en gesag het. Maar dan kom Christus, die koning van die konings en die Here van die heersers. Saam met hom al sy engele skaar, verskyn hulle skielik in die hemel. En sy aankoms beteken die einde van die valse profeet, omdat hy in die oordeelsvoltrekking van God omkom. Hierdie laaste groot en gruwelike veldslag sal plaasvind by Armageddon, wanneer die goddelose leers sal optrek teen die ruiter met die wit perd. Dit is duidelik, broeder en suster, dat hierdie stryd onvermydelik is. Die wêreld staan op die vooraand van die grootste konfrontasie van alle tye. Die anti-kris en die valse profeet het al die regerings en leers van die aarde onder aanvoering van die anti-kris self byeengebring, volgens hoofstuk 16. Hulle is onder die indruk dat hulle uit vrye wil opgeruk het. Maar hulle is mislei deur die Satan en al sy bose trawante. God sal afreken met al hierdie goddeloosheid. Ons weet vanuit die woord van God, broeder en suster, dat Jesus Christus klaar die finale oorwinning behaal het, deur sy kruisdood en opstanding. Die bose leiers word by hierdie slag van Armageddon onmiddellik gevange geneem en gestraf, en die magte van die bose word uitgewis. Die dier, die anti-kris en die valse profeet word in die ewig brandende vuur gegooi. En met hierdie oorwinning, broeder en suster, word Christus se oorwinning aan die kruis finaal erken. Môre gaan ons verder met hierdie boek Openbaring en ons glo en vertrou dat hierdie boodskap vir jou as kind van die Here sal bemoedig om einduit te kan volhard op die oorwinningspad. Want elkeen wat in Jesus glo, is reeds oorwinnaar. Ons is kinders van God, oorwinnaars wat saam met Jesus triomfeer tot in ewigheid, en ons sien uit om by hom in die hemel te wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig. Ons loof en prys en dank U vir wie U is, en ons eer U omdat U ons God en Vader en Koning is. Ons prys U, Here, dat U altyd daar is vir ons, omgee vir ons, en dat U 'n plan met hierdie wêreld het. Ons vertrou ons lewe vandag ten volle aan U toe. Wil U ons seën? Wil U ons gebruik in die diens? En ons gereed maak vir die finale koms van Jesus Christus. Dankie dat U die hoogste prys betaal het, sodat ons vergifnis kan ontvang en U genade kan beleef. Hou U hand van liefde oor ons in hierdie dag en vul ons met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.